Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg om weer eens in God se woord in te gaan saam met julle, daar by die huis of daar by die werk of in die kar, waar ook al jy dit luister. Mag die Here jou ryklik seën. Mag ons nie vergeet waar ons vandaan kom nie, mag ons nie vergeet dat ons is op pad. Ons is op hierdie journey wat ons saam stap, nê? En ons as die liggaam van Christus met hande vat en saam hierdie journey mekaar ondersteun. En vanoggend se boodskappe en wat die Here hierdie laaste week op my hart gelê het, is regtig daar waar ons dit nie sien nie, daar waar ons dink God is afwesig, daar waar jy dink God het jou agtergelaat of van jou vergeet, God is besig. Ons sien dit nie nou nie, maar ons moet aanhou vertrou, ons moet aanhou glo, ons moet aanhou weet in jou hart, weet in jou gees, weet in jou gedagtes, dat God is besig. En ons moet net gehoorsaam wees in die klein dingetjies. En ek meen die storie van Exodus is 'n uitstekende voorbeeld wat ons het hierso. En as ons kyk hierso, Exodus 1, sommer daar in die begin. Ek meen Exodus 1, die boek is 'n journey. Die boek is 'n journey waar hulle vergeet het van waar hulle vandaan kom. Die blessings, die seën wat God oor hierdie volk uitgespreek het deur Abraham, het hulle vergeet. En dan kom hulle in 'n plek in waar hulle word behandel. Kyk hierso, kom ons lees hierso, hy sê daarso, Genesis 1 vers 8, sê dit vir hom, toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Wat het Josef gedoen? Josef is mos die ou wat hulle verkoop het, die boetie wat hulle verkoop het. Nee, hulle het verkoop en hy was weggeneem Egipte toe. Maar hoekom? God was besig. Toe beland hy in die tronk en hy daar gewerk vir jare, gehoorsaam, uitgeroep na die Here toe. Ek kan maar net dink hoe lelik was dit vir hom. En toe kom hy en hy kom in 'n posisie in waar daar absoluut hongersnood was in die land. En hy kon sy familie red. Hoekom? Want God het hom daar geplaas vir 'n rede en hy het dit self gesê toe sy broers kom en soek vir kos en hulle herken hom en hy openbaar homself aan hulle. En hy sê vir hulle, dit wat julle bedoel het vir sleg, dit wat die duiwel bedoel het vir sleg, het God omgeswaai om julle te red. En daai familie van 70 kom in Egipte in en hulle woon daar en hulle bly onder die beskerming eintlik van die vyand. It's amazing hoe God stories draai, hoe God vyande laat werk, sodat hy sy mense, sy volk, sy kinders kan seën. Maar hier tel ons die storie weer op later, jare later. En hy sê hierso, vergeet die Farao, die koning van Egipte, van die goeie werke van Josef. En partykeer is ons ook daar, ons maak staat op ons oupas, ons oumas, ons maak staat op ons erfdeel, erfporsies, erfgeld en alles. Ons maak staat want ons vergeet wat ons het en wat se verantwoordelikheid ons het. En die krag wat ek en jy het wat binne in ons werk. En hy sê vir ons daar, toe staan daar daai koning op. En hy sê, die het aan die volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Ek meen, dis 'n familie van 70, wat ewe skielik nou magtiger as Egipte geword het. En hierdie koning is bang, want hy besef wat se krag daar is, in mense wat getrou is, in mense wat lief is vir die Here, in mense wat diensbaar is vir die Here. En dan gaan hy hierso aan en hy sê vir hulle daarso, hy sê, kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons so oorlog toe gaan, dat hulle ook nie teen ons sal opstaan nie. En hy sê, daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorstede gemaak, maar hulle het meer en meer geword. Want die belofte wat God aan Abraham gegee het, God gaan nie terug op sy beloftes nie. So wat is die belofte wat God aan jou gegee het? God het dit daar vir ons gegee. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, nee, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed sal hê.
Ek het gekom dat jy die kop en nie die stert sal wees nie. Ek het gekom dat jy daar kan staan en sê, ek is tot alles in staat. Ek is meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Maar hier kom die wêreldse dinge, die wêreldse probleme oor jou en mense sal dit so vir jou gee. Mense sal vir jou hart laat werk, mense sal vir jou dinge laat doen. Maar as jy staan en jy vas staan op die beloftes wat God vir jou en vir my gegee het. Beloftes van goedheid, van guns, van genade. Al die dae van jou lewe sal goedheid en guns jou volg. En nou kom jy daar so en jy sê, ja maar Here, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom dit? En dan sê die Here, maar ek het vir jou belofte gemaak. Stap in daai belofte in. Word meer in jou gees, siel, liggaam, word meer. Gebruik die gawes wat God aan jou toevertrou het, sodat dit wat jy het meer sal word. Maar ons staan terug en ons sê, ja, maar kyk na die wêreld om ons, kyk wat gebeur om ons, kyk na dit, en ons maak soveel verskonings dat ons vergeet om te lewe. En dan kom dit daar so en mense gaan dit doen. Die sonde van die natuur, die natuur van die mens, gaan hierdie dinge aan ons doen. En dis hoekom hierdie storie so wonderlik is, want as jy jouself daar plaas en jy werk harder en jy word asof jy word maar net meer en meer en meer in 'n posisie van slawerny ingeplaas. Jy's 'n slaaf vir die werk, jy's 'n slaaf, jy kom huis toe en jy's te moeg om iets te doen. Jy kom huis toe en jy wil nie, want die wêreld het jou so verdruk en in 'n boks ingedruk dat jy voel asof jy nie kan nie. Hoekom? Want jy lewe uit daai posisie uit. Ons vergeet wat 'n blessing het God oor ons lewens uitgespreek. Ja, die blessing van Abraham. Ja, ons is nou in daai blessing in, omdat ons in Christus Jesus is. Maar dat ons nie daar sal vas staan nie. En dan sal God sal mense jou pad langs stuur, om jou te gebruik, om jou te seën. Nee. Kyk verder en ons lees die storie en dan sê die koning vir die Hebreëse vroedvroue, om te sê, elke seun wat gebore word, maak hom dood. Elke seun wat gebore word, maak hom dood. En met ander woorde, elke blessing, elke ding wat jy doen, maak seker dat dit nie gaan goed uitwerk nie. Elke plan wat jy daar by die werk gaan, iemand vir jou sê, dis nie moontlik nie. Elke plan wat jy gaan uitspreek daar by kantoor en om daai tafel waar jy as 'n besigheid strategiese beplanning doen. En ek weet hoe voel dit. Want as mense by ons werk, wat elke keer as jy 'n oplossing kom, met 'n oplossing kom en 'n plan uitdink wat die stad of ons werkgewer gaan seën, dan kom maar 10 mense jou pad langs wat sê, nee, dit gaan nie, nee, dit gaan nie, nee, dit gaan nie. En naderhand voel jy so, ja, maar net soos hierdie vroedvroue daarso, nee, maar die vroedvroue het God gevrees. So die vraag daar is, wie vrees jy meer, die mens of God? Nommer 1, het jy na God toe gegaan vir daai plan? Het jy na God toe gegaan vir daai uitweg? Het jy na God toe gegaan toe jy in daai posisie was? Of het jy jou ore uitgeleen na die wêreld toe, wat die wêreld vir jou sê, nee, dit kan nie. Sê, hierdie mense het, maar die vroedvrou het God gevrees. Wie vrees jy meer vandag? Wie vrees jy meer as jy in daai kantoor staan en jy het 'n nuwe plan daar? En die mense kom na jou toe en sê, dit gaan nie werk nie, omdat hierdie en daai en daai en daai. Vrees jy God meer as die mense? En sê, en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê is nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvrou roep. En hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen? En die seentjies laat lewe nie. En anders, hoekom het jy vir God geluister en nie vir my nie? Hoekom het jy God gevrees en nie vir my nie? En die vroedvroue sê vir Farao, ja, maar die Hebreëse vroue, hulle is sterk. Hulle is sterker as jou volk, hulle is slimmer as jou mense. Teen die tyd wat ons daar kom, is die seentjie weg, klaargebore en weggevat. Klaargebore en wat gebeur hierso? Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. Sien, ons is baie keer so bekommerd oor dit wat die wêreld gaan sê as ons daai plan in Moses sit.
Ons is so bekommerd oor dit wat die wêreld vir ons gaan sê, en sê, dit gaan nooit gebeur nie. Daai ding sal nooit positief uitwerk nie, daai ding sal nooit so en so en so. En dan vat ons daai eerste stap, hoekom? Want ons vrees God, ons hoor by God, en ons verstaan, ons kry bevestiging by God, en dan beweeg ons vorentoe. Want ons vrees God, en ons weet as God ons gawes, die gawes wat hy vir ons gegee het, as ons dit nie uitleef nie, gaan God dit van ons af wegvat, en vir iemand anders gee wat dit gaan gebruik. En hier kom het, en deur hulle gehoorsaamheid, deur jou gehoorsaam, sê dit daar vir ons, en God het aan jou weldadigheid bewys. Dis waar ons het, waarop ons moet fokus vandag, om te sê, onthou wie jy is in Christus, onthou wie jy vrees, onthou vir wie jy lewe, en lewe vir voluit vir Christus, lewe voluit die gawes wat in jou is, leef hulle voluit, gebruik hulle om meer te word, om te vermeerder, en God sal weldadigheid aan jou bewys. En dan weet ons, die res van die storie is net amazing, hoe God sy volk gevat, uit slawerny uit, in die beloofde land in. Ja, dit vat tyd, hoekom? Want God werk waar ons dit nie sien nie. God is besig met planne vir jou lewe. Want Jeremia sê vir ons, die planne wat hy het, hy ken dit. Hy ken dit. Al wat hy van my en vir jou vra, is gehoorsaamheid. En hou aan vorentoe beweeg. Hou aan in God se plan beweeg, hou aan om God se gawes te gebruik, en dan sal hy daai weldadigheid aan jou en my bewys. En ek groet julle daar, mag julle 'n geseënde week hê, en as die Here se wil is, dan praat ons weer volgende week. Maar asseblief, as jy iets nodig het, of ons kan saam met julle bid, saam kan in oorwinning staan saam met julle, dan doen ons dit met liefde. Hoekom? Want ons is hier om God se wil uit te leef. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.